Palmsondag is 'n fees wat nie aan tyd gekoppel is nie. Dis nie net 'n Joodse fees nie, dis 'n Christelike fees wat vir ons iets verklaar wat ons in ons harte moet sit. En daarom sê ek vanoggend met hierdie tema, dis 'n triomfanklike Hosanna. Palmsondag moet 'n oorwinning in my hart produseer. Dit moet 'n verwagting in my hart produseer dat God bonatuurlike goed in my lewe gaan doen terwyl ons nog hier op die aarde is en terwyl ons hier lewe. So Sagaria 9 vers 9, as jy in die Bybels wil lees, ek het 'n parre aan my keel, ek het my vermoere. Sê vir ons, Zechariah 9 verse 9, Rejoice, O people of Zion. Shout in triumph, O people of Jerusalem. Look, your king is coming to you. He is righteous and victorious. Yet he is humble, riding on a donkey's coat. So, dis 'n profesie wat afspeel, wat jare tevore geskryf is deur die profeet Sagaria, toe Jesus Jerusalem instap, toe word daai lied geëcho, daai skrif word geëcho, daai profesie wat hulle geken het as Jode, word geëcho en die volk was opgewonde. So ek wil volgens met u praat, twee triomfanklike tonele. Twee tonele wat afspeel op Palmsondag. Palmsondag is tradisioneel die laaste Sondag van Lent. Dit maak nou klaar, ons gaan nou oor na Paastyd toe. So ons sien hierdie twee tonele, Jesus op 'n donkie, en ons sien ook Pontius Pilatus, die goewerneur, sien ons op sy wit perd met sy klomp soldate wat besig is om in te stap. So klein bietjie agtergrond, hierdie twee tonele speel af in Jerusalem, en ek gaan vir die twee kante wys. Hierdie is 'n ou kaart van Jerusalem. Vandag lyk dit nie meer so nie, alhoewel al die historiese goed is nog steeds daar. Ek dink jy kan gerus vanmiddag miskien net 'n bietjie gaan op YouTube gaan en gaan kyk na Jesus se intog op Palmsondag. Daar's verskillende video's en dit gee vir jou ook, dit neem jou in die strate in van Jerusalem. En dan kan jy die gevoel kry. Maar hieronder, hier waar die rooi flikkertjie is, sê dit vir ons die rigting. Met ander woorde, wes is daai kant. Oos is hierdie kant. Suid is daai kant en noord is daai kant. Okay, so onthou dit nou. Wanneer hierdie tonele begin afspeel, gebeur die eerste toneel vanuit die rigting van die weste. Pontius Pilatus met sy hele groep manskappe, hoeveel dit was, weet ek nie, maar elke jaar by Paastyd het Pontius Pilatus, die goewerneur van die Romeinse Ryk, vanaf sy kushuis na Jerusalem vanuit die weste gekom. So hy het die opdrag gehad om elke jaar in Paastyd, dan los hy sy huis by die see, huisie by die see, klim op sy perd, vat al sy manskappe, en hulle gaan na Jerusalem toe, want dit was die samekomsplek waar al die verskillende nasies en mense dan by mekaar gekom het om die Paastyd te vier. Weer 'n bietjie agtergrond. Wanneer Pontius Pilatus met sy manne kom, dan kom hulle van daai rigting af. En hulle gaan en stap dan na hierdie Fort Antonia toe. Hier is die fort, en voor die fort hier lê die tempel, en dan is hierso, sien ons die verskillende poorte, die Robertson Arch, die Western Wall
and Wilson Arts. Okay, so net goed wat jy so in jou gedagte kan hou. So Paastyd was gewoonlik ook 'n tydperk van politieke onrustigheid. Proteste teen die Romeinse regering wat die heilige stad beset het. As ek myself vind in die konteks van Suid-Afrika, daar's 'n politieke onrustigheid. Dis 'n politieke onrustigheid. As jy na die Amerika toe gaan, dan is dit 'n politieke onrustigheid. Dit is 'n geweldige politieke spel aan die gang. As jy gaan kyk tussen Amerika en China, Amerika en Iran, Amerika en Israel en die hele Palestynse gebied, dan kom jy agter dat die hele wêreld is in 'n politieke onrustigheid. As jy gaan kyk na Engeland en Europa, Engeland wat huidigelik grootendeels al oorgeneem is deur die moslim geloof en hulle die moslim wette begin afforceer omdat hulle die dorpe oorgeneem het en hulle is nou die burgemeesters, so hulle dwing die wette af in Europa in klein gebiede en hulle begin selfs hulle eie politieke bestel binne-in. Dis 'n onrustigheid in die wêreld. As jy nie weet waarvan ek praat nie, luister 'n bietjie na die nuus. So Pontius Pilatus stap met sy keiserlike soldate en hulle kom daar ingestap in Jerusalem van die weste kant af. Die soldate gaan na die Fort Antonia toe, want luister mooi, hierdie fort is so gebou en enige fort wat gebou word op 'n plek gebou waar hy hoogte het, so van bo af waar die soldate was, kon hulle alles sien wat in Jerusalem aan die gang was. Hulle kon sien en kyk en sê, okay, daar is moeilikheid, kom ons gaan soontoe, of daar is iets aan die gang, kom ons gaan soontoe. So, hierdie fort het ook uitgekyk oor die tempel, en hulle kon sien wat in die tempel aan die gang was. So, die karaktertrek van hierdie keiserlike prosessie wat aan die gang was, hierdie soldate wat in lid gemasseer het binne in Jerusalem, dit het 'n karakter gedra, dit het 'n karakter gedra van onderdrukking, van vrees, van hier's 'n heersers, hier's wette, hierdie ouens sal sorg dat alles regloop binne in hierdie stad volgens die Romeinse ryk en nie volgens die Joodse tradisies nie. So onrustigheid dan binne in hierdie toneel wat afspeel. Maar as ons na die tweede toneel toe gaan, dan vind ons die toneel waar Jesus van die Olyfberg besig is om af te kom in Jerusalem in. Nou, dis die ooste kant. Kom ons gaan weer terug, wys ek weer vir u. Dis die ooste kant waarvanaf hy kom. Hy kom in hierdie paadjie hieronder. Hierdie oospoort of die Golden Gate was daai tyd nog oop. Vandag lyk die oospoort, hy's toegemaak deur een of ander moslim regering wat daar was, het daai poort gaan toemaak. En die profesie lei dat wanneer Jesus kom, sal hy poort weer oopgemaak word. Maar Jesus het deur daai poort gestap. Dit is 'n poort aan die binnekant, jy kan gaan kyk as jy Israel toe gaan, met sulke hoë dakke en sterk pilare, waardeur hy gestap het op sy donkie, baie mense wat besig was om te skree en wat vol verwagting was. So ons vind Jesus se intog in Jerusalem op die rug van 'n donkie. Die skare dadelik aangevoel. Iets groot is op die punt om te gebeur. 'n Ou-testamentiese
profesie is besig om in vervulling te gaan. Nou luister mooi, daai tweede paragraaf. Die skare het besef dat Sagaria 9 vers 9 is aan die waarword. Wat sê, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig, hy ry op die rug van 'n donkie, op die vel van 'n pakdier. Jesus die lang verwagte Messias. Dit is die oomblik dat die Messias die koninkryk van Dawid gaan herstel soos in die oud Israel. Hy deels daar in vervulling gegaan en hy gaan deels nog in die toekoms in vervulling ingaan. Die Messias gaan nou die vyand oorwin en verdryf, die Romeinse juk breek en die volk van God vrymaak. Mense voel die feestelike atmosfeer aan. Die grootste deel van die skare gooi hulle klere op die pad. Ander breek takkies van die bome en gooi dit op die pad. Alles sodat die Messias nie in aanraking met die stof van die grondpad kom nie. Johannes Evangelie sê vir ons, hulle het geskree, Hosanna vir die seun van Dawid. Die oorspronklike taal sê, red ons, Here, red ons van hierdie Romeinse mag wat ons beheer. Die stad was in beroering. Pontius Pilatus het besef, hoor, hier is iets groots aan die gang. So stel jou voor vir 'n oomblik hierdie twee prosessies wat afspeel. Aan die een kant, een was 'n keiserlike goewerneur. Aan die ander kant, een was 'n nederige en was vredevol. Aan die oorkant van die weste kom Pontius Pilatus, die Romeinse goewerneur van Judea en Juda en Samaria. Hy sit op 'n wit perd voor sy troepe. Aan die ooste kant, teen die Olyfheuwel af, kom Jesus op 'n gewone donkie. Die perd en die donkie. Wat is die simboliek van die perd? 'n Perd is 'n oorlogsdier gewees. 'n Perd het mag gedemonstreer. 'n Perd was deel van die aanvalswapens. Die perd en die ruiter het tentoongestel, hier kom oorlog en ons kan die oorlog oorwin. Jy het nie met 'n donkie oorlog toe gegaan nie. Pontius proklameer 'n Romeinse regering van onderdrukking. Jesus proklameer die koninkryk van God. So as daar 'n tyd is waarin ek en jy nou lewe, is dat ek en jy moet kan opstaan en binne in 'n politieke onrustigheid moet ek en jy kan proklameer, ons glo in Jesus Christus, die Seun van God, wat vir ons gesterf het aan die kruis van Golgotha, en ons volg sy beginsels na, nie dit van die wêreld nie. Kan ek 'n amen kry? Ja, kom ons gee die Here lofoffer, nee. Dis baie belangrik dat ons in hierdie tyd moet besef dat God ons roep tot groter goed. Ons kan nie net in ons huis stil bly nie. Ons kan nie maar net in ons sitkamer die palmtakkie waai nie. Ons moet dit uitbring na buite toe en ons moet dit vertoon. Gaan ons oppositie kry? Verseker. Gaan jy oppositie kry? Verseker. Maar twee prosessies is twee koninkryke. Twee simboliese reise in Jerusalem in. Perd of donkie, volgeling of onderdrukking. Wat kies jy? Waarmee loop jy saam? Wat is die pad wat jy stap? Is daar 'n verskil in jou pad en Jesus se pad? Of is jy besig om die pad van Jesus te stap? Jy sien, dit is makliker om net 'n palmtakkie te waai en 'n paar mooi liedjies te sing en huis toe te gaan. Dis baie makliker. En dis sekerlik wat baie van die mense gaan doen vandag. Maar ware aanbidding, waartoe Jesus jou roep op die laaste Sondag van Lent, is veel meer riskant. Sy donkierit het hom alles gekos. Jy moet nie die Palmsondag optog te ligtelik opneem nie. Dit kos ook jou hele lewe. Dit kos jou hele lewe. As ons na Palmsondag kyk, dan besef ons, daar's iets diepers aan die gang. En ek het my palmtakkie mooi bymekaar gekry.
Maar met hierdie palmtakkie waai ek in Hosanna. Ek wil hê jy moet dit lees vanmôre. Ek waai in Hosanna. Die palmtak weerspieël my hart wat oorgegee is. Hallo? Kan ek 'n amen kry? Vat die een langs jou. 'n lewe wat afgesonder en heilig leef vir God. 'n lewe gestroop van trots, wêreldse denkrigtings en onreinheid. 'n lewe gestroop van myself. 'n lewe en 'n verstand wat vernuwe word volgens God se koninkryksbeginsels. Dis wat hierdie palmtakkie beteken vanmôre. Hierdie palmtakkie simboliseer ek is 'n mens wat Jesus Christus volg met my hele hart en alles in my. Hy het my gestroop van alles wat in hierdie wêreld aan die gang is. Ek leef nie meer soontoe nie, ek leef soontoe. Jy sien, dit kos 'n prys om werklik waar in hierdie pad te stap wat God wil hê ons moet stap. Ek gaan vra maak jy moet so lank afkom. Jy sien, want hier is my nog iets wat vir my uitstaan. Is hierdie palmtakkie spreek ook van my verwagting dat Jesus gaan weerkom. Nie op 'n donkie nie, maar op 'n glorieryke wolke om sy volgelinge te kom haal. En ek wil dit vanmôre weer vir u. Ek wil dit so klein bietjie indruk in u in. As jy vanoggend nie meer verwag dat Jesus gaan terugkom nie, is jou siel verlore. As jy nie vanmôre nog 'n vooruitsig het dat dalk in my lewe gaan ek Jesus sien kom op die wolke, dan is jou siel verlore. As jy nie meer 'n excitement het dat al hierdie goedjies wat ons doen is maar net voorlopers van die ware aanbidding wat ons nog eendag gaan hê bo in die hemele, is jou siel verlore. Amen. You're worthy of it all. Ek vra baie keer vir die Here, ek sê Here, hoe gaan U dit doen? Hoe gaan U dit doen? Hoe gaan U kom op die wolke? Hoe gaan mense dit sien? Hoe gaan mense beleef? Hoe gaan dit afspeel? Ek gaan Woensdag aand vir julle 'n skrif gee oor hoe dit afgespeel het in Jesus se tyd toe Jesus sterwe. Maar Openbaring 1:7 sê vir ons, hy sê, look, he comes with the clouds of heaven, and everyone will see him. Everyone will see him. Even those who pierced him, and all the nations of the world will mourn for him. Yes, amen. Ek gaan dit in Afrikaans lees. Kyk mooi, Jesus sal op die wolke kom. Elke mens op hierdie aarde sal hom sien. Die mens wat hom destyds doodgemaak het, sal hom sien. Ja, daar sal nie 'n mens op aarde wees wat nie dan van spyt in trane sal uitbars, omdat hulle hom nie gedien het toe hulle nog kon nie. Ja nee, so sal dit wees. Vanoggend 5:00, terwyl ek by die voordeur uitstap, lê Tygerberg heuwel en die wit kruis waar hy op is. Ek hoop jy kyk nog na daai wit kruis. Hy word met veel moeite aan die gang gehou, maar die wit kruis is daar. Maar net bo aan die wit kruis was die volmaan vanmôre. En weet jy wat, in 'n oomblik sien ek, vir God is dis vir hom so eenvoudig, dat as die maan kan skyn, sal Jesus skyn en die wêreld sal hom sien. Dink net vir 'n oomblik aan die hele wêreld kan die maan sien. Verskillende tye. So vir God om te skyn op een plek vir die hele wêreld, it's just going to be possible. En hy gaan staan en hy gaan proklameer, hier is ek.
Wat 'n dag gaan dit wees vir elke Christen wat hom dien met hulle hele hart? Wat 'n dag gaan dit wees? You can recognize it. You can see it, and you can praise it, and you can dance, and you can be you can be so excited. Maar vir die biljoene mense wat hom nie ken nie en hom nie wil dien nie, gaan dit 'n verskriklike dag wees. Want genade gaan net daar eindig. Dit gaan nie meer Jaapie roep uit, Here, Here, vergewe my. Dis klaar. Ek het alles gedoen op die kruis, ek het alles gedoen, ek het jare saam met julle gestap, ek het vir julle metodiek gegee, ek het vir julle my woord gegee, ek het vir julle genade gegee, ek het dit verkondig, niemand kan meer sê, hy het nie Jesus gesien of van hom gehoor nie. On that day, as jy nie verhouding het met hom nie, gaan dit net te laat wees. Jy gaan uit die bus uitval. Gaan 'n verskriklike dag wees. Johannes kom en hy sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God. Glo ek in my, sê Jesus. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Hy sê, ek gaan om vir julle, ek gaan om vir jou plek te maak. As jy jou hart gegee het en jou hart vir hom so leef dat dit skoon en rein is jou plek gereed gemaak. En dan sê hy, en as ek gegaan het en vir julle plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, en waar ek heen gaan weet julle nie, of weet julle en ken julle. Daar's 'n groepering in die wêreld wat sê, God gaan sy koninkryk hier op aarde kom bou. Daar gaan nie 'n wegraping wees nie. Nou hierdie skrif sê alles, jy kan dit maar net weer deurlees. Maar, ek wil jou vra vanoggend, en ons gaan nou opstaan en ons gaan, ek wil hê jy moet vanmôre kan seker maak, ek wil hê as jy hier uitstap hierdie deur, moet jy kan sê in jou hart, weet jy wat, as Jesus nou kom, dan is ek gereed vir sy koms. Ek gaan jou nooi om vanmôre diep in jou siel te kyk, en te sê, Here, hier is goed in my siel, hier's gewoontes, hier's onreinhede, hier's goed wat moontlik kan maak dat ek nie kan kom waar U wil hê ek moet wees nie, en ek gaan vanoggend dit skoon maak. Here, ek gaan my hart leeg maak, ek gaan vir U vra om my weer opnuut, Here, te wederbaar en my skoon te was, en my krag te gee om nie die goed te doen wat skeef en krom en lelik is nie. Hoe klink dit? Johannes kom en hy sê, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en in hom opgebou, vas in die geloof, soos julle geleer is, met dankbaarheid vervul. Sê Johannes 1 vers 12, hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle, luister my, aan hulle, het hy die mag gegee. He gave you legal authority to be a child of God. Aan almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die wil, wat uit die bloed of uit die wil van 'n vlees of uit die wil van 'n mens gebore is nie, maar uit God gebore. As jy nog nie God se wedergeboorte in jou vlees ervaar het nie, wil ek jy moet roep daarna vanmôre, om op te staan en te sê, Here, kom wederbaar my. Want wedergeboorte het 'n effek om jou uit te skud.
En die goed van die wêreld val weg. En die goed van die hemel begin te groei in jou. Dis dan wanneer jy begin nee te sê vir goedjies in jou lewe wat nie reg is nie. Want hier binnekant werk 'n krag, 'n mag, 'n autoriteit om vir goed te sê, I'm not going to do that. Kan ek 'n amen kry? Dis die voorreg om kind van God te wees. So om in hierdie verhouding te stap en te groei en te weet, hy help my, hy leer my, hy lei my. Sê saam met my, Here Jesus, ek nooi U in my hart in. Ek vra U vanmôre dat U my opnuut sal wederbaar. Kom vul my met U skone, reine Heilige Gees. En help my om in U koninkryk te staan en te leef deur die genade van Jesus Christus. En ek dank U daarvoor. Amen.